Nou vriende, goeiemôre. Ons groet julle hier aan die begin van nog 'n nuwe week en aan die begin van nog 'n nuwe dag in die naam van ons Here Jesus Christus. Hy is die een wat die dood en die hel oorwin het, wat opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sê hy gaan kom om ons weer te kom haal, en mag dit u met baie blydskap en vreugde versterk, sodat u dan ook hierdie wedloop sal loop, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Nou, ons gaan vanmôre aangaan met die boek Spreuke. U sal sien ons gaan probeer om deur Spreuke 23 vers 15 tot 25 te werk. As ons nie by alles uitkom nie, laat ons dit oorstaan vanmôre, maar soos reeds vir u gesê dat ons nie elke vers weer breedvoerig gaan hanteer nie, omdat baie van die verse herhaal word. Herhaling is nie verkeerd nie. Ons het vir u gesê dat die apostel Petrus in die Nuwe Testament vir ons sê dat hy deur herinnering 'n suiwere gesindheid opwek by mense. Hoe meer ons 'n ding hoor, hoe meer slaan dit vas in ons harte, hoe meer verbly ons in die groot waarheid daarvan. En dink maar aan die opvoeding van die eie kinders. Dink maar by 'n werksplek waar jy 'n sekere ding leer, wanneer jy leer vir 'n eksamen. Dis maar deur repetisie, deur herhaling, deur memorisering, deur die aanhoudend dieselfde ding te hoor, dat hierdie goed vasraak in 'n mens se hart. En kom ons val weg. Ons kyk bietjie wat sê die Here vir ons daar in Spreuke 23:15. Daar staan: my seun, as jou hart wys word, dan sal my hart hom ook verheug, en my niere sal jubel as jou lippe spreek wat reg is. Nou vriende, hierdie twee verse sluit baie nou aan met die vorige 3 verse wat gehandel het oor die tug. Jy sal onthou, ons het so 'n bietjie Vrydag gepraat oor die Bybelse tug, die gedagte dat dit noodsaaklik is om ons kinders te tug, te korrigeer, om hulle te leer wat is die regte weg van die Here. En nou sê die Bybel, die uitvloeisel van, of die resultaat van Bybelse tug in lyn met wat God se woord vir ons sê, is dat die seën my hart sal verbly. En dis baie belangrik om dit raak te sien. Ons lag baie keer nou oor ons kind van 3 of 4 of 5 wanneer hulle verkeerd doen, wanneer hulle sommer blaatant ongeskik is, ou mense sommer 'n klap gee, 'n kras woord sê, steel en miskien lieg daaroor. En baie keer dink mense dis amuserend en snaaks. Maar vriende, wanneer hy kind 15 en 20 is, dan huil hulle lang trane. En die hele beginsel van hierdie klompie verse is dat jy jou kind sal tug van jongs af, leer hom wat God se weg is, en dan vers 15, hy sal jou hart verbly. Ek lees vir u wat sê een van die vertalings: my seun, as jy 'n wyse mens word, sal dit my baie vreugde verskaf. Ek sal juig as wat jy sê altyd reg is. So die pa praat eintlik hier met die kind en sê: my kind, hierdie tug het ten doel om jou 'n wyse hart te gee. 'n Hart wanneer jy spreek, dat jy met waarheid en met wysheid sal spreek. Dit sal my hart verbly. En ek dink baie keer aan as ek met ouers praat en hulle sê vir my hoe hulle kinders die Here liefhet en dien, en hulle kinders werk vir die Here, en ek dink aan my eie kinders wat by die Here uitgekom het, die groot blydskap en vreugde toe my oudste seun vir ons uit by die kruis uitgekom, die Here het sy sonde vergewe, my middelseun, die jongste seun. Ons harte is bly in die Here, want ons sien die wysheid van God werksaam in hulle lewe, omdat hy vir hulle genadig en barmhartig is. Dit gebeur nie van self nie. Dit kos dat ons hulle moet onderrig en leer en soms stig, maar dit verskaf vreugde ook, en dit verskaf blydskap in 'n mens se lewe, en dit leer ook jou kind hoe om op te tree te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Vers 17 sê: laat jou hart die sondaars nie beny nie, maar wees die hele dag in die vrees van die Here. Jy sal onthou, ons het so tydjie terug oor die gedagte uit Psalm 37 gepraat, dat ons nie oor die sondaar jaloers moet wees nie. Ons moenie die sondaar se sukses en sy voorspoed begeer nie. Die Bybel sê vir ons dat in plaas van om die sondaars se rykdom en sy welvaart en sy sogenaamde geluk te begeer, moet ons eerder die Here vrees, want dit is nie net duidelik nie, maar ook 'n ewige loon wat dit inhou. Want die volgende vers sê: waarlik, daar is 'n toekoms en jou hoop sal nie verydel word nie. Vriende, die sondaars het hulle tyd nou op aarde, hulle geniet, hulle leef, hulle gee uit, en baie van hulle vernietig hulle lewens in die sonde. Die kind van die Here, wat in die vrees van die Here en in die wysheid van die Here wandel, het 'n sekere toekoms wat vir hom voorlê, en sy hoop sal nie verydel word nie. Hierdie woordjie hoop het ons ook so tydjie terug hanteer. Die Bybelse hoop is nie 'n kwessie van ek hou duim vas en ek hoop iets gebeur nie, maar die hoop is seker geanker en vas in die beloftes van God se woord. So, in plaas van om die sondaar te beny, is my hoop in die Here wat my nooit sal begewe en verlaat nie. Hierdie hoop sal nie beskaam nie, want die beloftemaker is die Here God self. Vers 19 sê: hoor my seun, en word wys, en rig jou hart reguit op die weg. Wees nie onder die wynsuipers nie, onder die wat as vrate hulle hart ophaal, want 'n drinker en 'n vraat sal arm word. 'n Slaperigheid laat stikkende klere dra. Nou vriende, is weer wyse raad wat die pa aan die seun gee. Die pa sê eenvoudig vir die seun: my seun, bly op hierdie weg wat ek jou geleer het.
Moenie links of regs daarvan afwyk nie. Moenie jouself met wynsypers en met vrate besig hou nie. Ons het al reeds daaroor gepraat in die vorige hoofstuk, en ook met mense wat nie wil werk nie, lui mense. So eenvoudig, my seun, as jy die pad van wysheid volg, dan sal jy versigtig wees vir die wynsypers, hulle wat hulle self uitgee aan wyn, hulle wat vroeg in die môre die bottel oopmaak om te drink, hulle wat laat in die middag drink, hulle wat 'n geleentheid soek om te drink, hulle wat hulle self ooreet en altyd besig is om in groot partytjies hulle self te versadig, hulle wat lui is, wat nie wil werk nie, my seun, vermy hulle. Anders te gaan jou lewe afdaal na die put van hartseer en van elende en van vernietiging, soos die meeste van hulle. Daarom sê vers 22, luister na jou vader, wat jou verwek het, en verag jou moeder nie, as sy oud geword het nie. Hierdie gedagte is eenvoudig, vriende, as ek vir my pa gesit op 'n stadium, hy was al ver in die jare gevorder, hier al in die 70, toe vra ek hom eendag die vraag, pa, wanneer gaan jy ophou my pa wees? En hy het my half met 'n vraagteken aangekyk, en ek het hom weer die vraag gevra, en toe kom ons by die gedagte, pa, jy sal nooit ophou my pa wees nie. Al is ek die dag 50 en my pa is 80, en hy sien ek doen goed verkeerd, moet hy my berispe, en ek moet luister, ek moet hom nie verag nie, ek moet hom nie half eenkant skuif en hom vermy nie, waarom nie? Want God het hom vir my gegee. Hy het my verwek, die Bybel sê my moeder het my voortgebring, daarom is dit belangrik dat ons hulle sal eer, solank hulle op hierdie aarde lewe, en luister as hulle praat met die wysheid van God se woord. Vers 23, koop waarheid en verkoop dit nie, ook wysheid en tug en verstand. Hierdie koop van die waarheid, vriende, gaan nie oor fisies, ek betaal geld om die waarheid te koop nie, maar dit beteken dat ek alles sal doen in my vermoë om waarheid te verkry, om wysheid en verstand te verkry. Daar's mense wat baie tyd en moeite spandeer om hulle tydelik te verryk. Hulle doen alles om meer by mekaar te maak, te akkumuleer. Maar vriende, wanneer dit kom by insig, verstand, logiese denke en optrede, is daar niks van te sien nie. En daarom sê die Bybel vir ons, dat ons eerder tyd sal spandeer en aandag en energie en selfs fondse en geld, om wysheid te bekom, om verstand te verkry. Want u sien, die vader van 'n regverdige juig baie, en as iemand 'n wyse verwek het, dan is hy bly oor hom. Laat jou vader en jou moeder bly wees, en laat sy juig wat jou gebaar het. U sien, is weer dieselfde verse, wat ons hanteer het, net so bietjie vorentoe. U sal onthou toe ons begin het, daar by vers 15, my seun, as jou hart wys word, dan sal my hart hom ook verheug. Dieselfde gedagte kom hier na vore in vers 24 en 25. Daarom gaan ons nie veel daaroor sê nie. Want die Bybel sê vir ons, die vader van 'n regverdige juig baie. En as iemand 'n wyse verwek het, sy bly oor hom. Laat jou vader en jou moeder bly wees, en laat sy juig wat jou gebaar het. Ek vra jou vanmôre, ek gee nie om of jy 15 is, of jy 25, en of jy 55 is nie. Ek vra jou, bring jy blydskap en vreugde vir jou vader en jou moeder? Is daar 'n opgewondenheid in hulle harte as die foonlyn, hulle sien jou nommer op hulle fone? Is hulle dankbaar as jou voertuig stop by hulle huis, en hulle sê, my kind kom kuier, of my seun en my skoondogter kom kuier, en my kleinkinders kom kuier, of is hulle bang en benoud en vreesagtig, want jy het 'n veglustige gees, of jy's lui, of jy kom bedel, of daar is een of ander ding wat jy in gedagte het, een of ander voorbedagte rade waarmee jy kom. Daarom pleit ek by jou, wees 'n wyse seun, wees 'n man, geanker in God se woord, 'n vrou geanker in God se woord, voed jou kinders so op, en wees 'n vreugde vir jou ouers. Moet jy nie ophou met die vrate en die wynsypers nie, maar rig jou oë op die Here, volg hom, dien hom, eer hom, loof hom en prys sy naam. Dis die pad, nie net vir hierdie lewe wat jou vreugde en blydskap sal gee nie, maar ook die pad vir die toekoms, en dan ook die ewige heerlikheid saam met Christus, vir ewig en altyd. Mag die Here ons wysheid gee, groete vir u, mooi dag en seën vir u verder. Ons bid vir mekaar, ons dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Mooi dag, tada.